Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gas vandag saam met ons via Teams is Rian Genis. Hy is die bestuurende direkteur van Kickstart Capital. Rian, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Doopie, goeiemôre aan jou luisteraars en kykers. Lekker om met jou te gesels. So kom ons begin gou net by die begin en ek hoop ek gaan dit reg uitspreek. Terraligna, né? Nee? Is dit die regte woord? Terraligna, Latynse term. Ja. Okay, so vertel ons gou 'n bietjie waarvandaan af kom dit en hoe skakel dit in by die bedryf in? Ons is 'n sustermaatskappy van 'n maatskappy genaamd Terravusa. Terravusa se naam beteken Terra, die bekende ene aarde, en Vusa is dan die Zulu woord vir vernuwe. So vernuwe die aarde. Ons het 'n aparte mandaat en fokus in Terraligna. Terra weer eens aarde en ligna die Latyn vir hout. So die hout van die aarde. Die twee sissies het hande gevat om by bosbeheer en indringer en bosverdigting, bekamping betrokke te raak. Die fokus van Terraligna is natuurlik om op die hout die optimale waarde van die hout te ontsluit vir die grondeienaars. So julle het 'n bio-houtskool inisiatief begin daar in die Noord-Kaap. Kan jy 'n bietjie uitbrei op dit? Ja, in die Noord-Kaap is die prosopusbome 'n geweldige probleem. Dit is 'n indringerboom afkomstig van Mexico en Texas. Daar staan hy bekend as mesquite. 'n Pragtige en 'n baie dinamiese boom. Hy is so in die 1880s ingebring na Suid-Afrika toe om die boere te help met droogtevoer en wintervoer vir hulle skape. Ongelukkig het hy 'n verpesting geword, hy het ook verbaster en die prosopus wat ons tans daar kry is 'n baie geharde en droogtebestande boom en hy het ongelukkig 'n enorme probleem in die Noord-Kaap begin veroorsaak. Ons het betrokke geraak daarso natuurlik Terravusa. Eerstens, hulle die verspreidingsreg vir sekere chemikalieë in Suider-Afrika. En ons het vinnig agtergekom dat die probleem so groot is dat die boere eintlik 'n krisis ervaar. Die prosopusboom se wortelstelsel is baie baie diep. Hy suip verskriklik baie water op 'n dag op. En met ander woorde, die watertafels het begin val, damme het begin opdroog en met ander woorde 'n reuse probleem vir die boere veroorsaak. En ons het vinnig agtergekom ook dat 'n mens kan of moet die optimale waarde van die hout en die biomassa op die grond ontsluit om dit vir die boere in die landelike gemeenskappe moontlik te maak om hierdie probleem die hoof te bied. En derhalwe het ons 'n dinkskram bymekaar gesit, 'n klomp baie slimmer mense as ek en 'n model ontwikkel of liewer die boublokke vir modelle ontwikkel waarmee ons hierdie probleem kan bekamp, sodat dit bekostigbaar is vir boere en ook landelike gemeenskappe. Daardie mense het gewoonlik nie die kontantvloei om die probleem te beheer nie. Ons het ook uitgereik na die regering toe en na formele landbouunies, Agri Noord-Kaap en ook Agri Vrystaat intussen. En ons het daai hande gevat om dan die modelle neer te sit op die grond. Nou, is dit spesifiek net op hierdie een indringer spesie of is daar van die ander boomspesies ook wat jy na wil kyk vir hierdie spesifieke projek? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Ons fokus tans om die projek in die Noord-Kaap ordentlik aan die rol te kry, maar nee, Suid-Afrika sit met 'n wesenlike probleem as gevolg van oorbewyding en 'n klomp ander faktore. Jy sal byvoorbeeld sekelbos probleme in die Noordwes en in die Limpopo provinsies, Mpumalanga en so meer, sal jy sekelbosprobleme kry. Soedoring is op party plekke net so 'n krisis. Swarthaak in die Noord-Kaap, daar in die Kalahari streke, Noordwes, ook 'n reuse probleem. Mopani selfs, as jy meer na die
Creer-Wildtuin se kant toe, Gravelot en so aan gaan, dan sit jy met Mopani probleme en partykeer is probleme sommer gekoppel aan mekaar waar jy Sekelbos en Mopani gelyktydig mee te kamp het. So oral in Suid-Afrika is daar verskillende probleme. Nie almal is indringerbome soos byvoorbeeld die prosopis of die wattle of die bloekombome nie. Verskillende bome op verskillende plekke, maar hulle veroorsaak 'n probleem. Nie net met die grondwater nie, ook met die veiding, ook met die benutting van landbougrond, so verskillende uitdagings waarmee mense te kamp het in verskillende provinsies. So daar's daarom ook 'n paar goedjies wat ons kan bespreek later. Ek wil weet oor die winsgewendheid wat dit in en natuurlik vir die boere en die grondeienaars ook. Maar ons sal nou weer terug wees met Rian Genis, besturende direkteur van Kickstart Capital, en ons is terug net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Rian Genis, besturende direkteur van Kickstart Capital. Ons gaan gesels 'n bietjie oor hulle biohoutskool inisiatief wat hulle in die Noord-Kaap begin het. Rian, so ons het nou 'n bietjie gehoor van die indringerspesies wat julle besig is om te gebruik vir hierdie inisiatief, maar die groot vraag is vir grondeienaars en boere wat deel raak van hierdie inisiatief. Is daar 'n winsgewende aspek vir hulle ook, sou hulle betrokke raak? Toepie, weer eens 'n baie goeie vraag. Die areas gaan verskil van mekaar. Die realiteit is dat grond verskil, bome verskil, houtsoorte verskil. En om die optimale waarde uit die biomassa en die hout uit te haal, is nie 'n maklike taak nie. Mens moet natuurlik die hout behandel, jy moet hom bespuit. Jy kan nie sonder chemie ongelukkig hierdie oorlog wen nie. Dan moet die hout geoes word, dit moet sentraal verwerk word en so meer. Maar die goeie nuus is dat daar 'n behoefte in die land en ook in die wêreld is vir die produkte wat uit hout gemaak kan word. As 'n ou nou net sou fokus op byvoorbeeld braaihout, dan sou ons ongelukkig met die miljoene hektare se probleme, sou ons die mark heeltemal oorvloei het. Goeie nuus vir braaiers, maar nie noodwendig goeie nuus vir die boere en vir die mark nie. Met ander woorde, kyk mens na meganisme om die hout te verwerk na ander produkte toe. Ons kyk byvoorbeeld na geaktiveerde koolstof, baie bekend, hierdie pilletjies wat mense so drink, wat vir die maag en vir die lyf goed is, maar ook versuiwering van water, vuil mynwater, brak, boorgatwater, damwater, selfs seewater, is biohoutskool 'n baie goeie produk om suiwering te bewerkstellig. So ook ander produkte wat mens kan maak, as mens byvoorbeeld biohoutskool sou aktiveer met aardwurmtee of selfs, ek hoor nou vleermuismis, dan skep jy eintlik 'n baie waardevolle en 'n baie nuttige middel om grond te verryk, koolstof terug te plaas in die grond, voedingswaarde terug te plaas in die grond, meganisme in die grond te sit wat loging van al die goeie materiale en energie keer en teewerk. So 'n klomp nuttige produkte wat mens kan maak, maar in die proses is byvoorbeeld die gebruik van petrol, die gebruik van diesel, die gebruik van ander energie is jou vyand. Jy wil natuurlik so na as moontlik aan waar jy die hout oes, hierdie afsetmiddels terugsit in die grond of elders gebruik. Een wat ek nou vergeet het, is selfs in die boubedryf, hulle maak byvoorbeeld bakstene en dis meer van materiale waar jy ook biohoutskool inmeng. Maar jy wil graag so naas moontlik aan jou bron wil jy die afset bewerkstellig. So met ander woorde, die boublokke vir die meganismes is daar, maar dit gaan verskil byvoorbeeld van Springbok of Calvinia af na Appington, Pretoria, Gravelot en dis meer. So ja, op partyplekke gaan die boere geldjie kan maak,
En op partyplekke gaan die boere gelykbreek of dalk 'n klein bietjie moet inbetaal, maar ons sal dit met die boeregemeenskappe en die landelike gemeenskappe self onderhandel en ondersoek waar elkeen is, sodat die oplossing vir hulle spesifiek gaan maak pas. En ons sal ook verduidelik oop kaarte speel rondom die somme, sodat hulle kan sien waarom die uitkoms is soos wat hy is. So met die eerste fase van julle projek, hoeveel hektaar is beoogmerk dan nou om skoongemaak te word deur hierdie projek? Die betrokke boeregemeenskap, ek gaan nou nie die naam noem nie, sodat die onskuldiges beskerm kan word, se totale oppervlak wat geaffekteer is omtrent so 23,000 hektaar. So is 'n reuse area. Ons wil graag afskop hierdie jaar. Weer eens, daar's 'n klomp rolspelers wat moet saamwerk en wat onderneem het om saam te werk om hulle almal in lyn te kry. Maar ons hoop nou dat die eerste reëns begin val het, dat ons spoedig kan begin spuit aan die, kom ons sê die eerste 3000 hektaar, maar dit hang af hoeveel ons gedoen gaan kry hierdie jaar. Die mikpunt is minstens 1000 hektaar hierdie jaar nog. Jammer daaroor. En dan, 23,000 hektaar oor die volgende paar jaar. Ons het so 30 sekondes oor, wat is die toekomsplanne vir julle daarso en hoe gaan julle hierdie ding groei en verder uitbrei? Ons word gekontak van reg oor die land, selfs internasionaal. Ons doelwit is om by soveel as moontlik boeregemeenskappe en landelike gemeenskappe uit te kom. Nou, die belangrikheid is dat 'n mens die boublokkies aan mekaar sit saam met hulle, sodat die oplossing vir hulle sal werk. En die fokus is om soveel as moontlik projekte uit te rol in die land. Weer eens, die probleem in die land is etlike miljoene hektare, so Doopie, ek en jy gaan nie die oplossing sien ten volle tot sy reg kom nie, maar ons kan minstens 'n beduidende duik maak hierdie pad vorentoe. Rian, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dat jy met ons gesels het. Dis Rian Genis, die besturende direkteur van Kickstart Capital. Dis dit vir Groot Plaas vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en ons sien jy weer lekker vroeg môreoggend.